En ek wil hê dat u net by my Bybel sal oopmaak by 2 Timoteus 3. Ons gaan weer 3 verse lees, 4 verse lees. 14 vers 14, 15, 16 en 17. As jy daar skryf vir my sê amen. Die woord sê, my boodskap vir die laaste 3 weke was gewees om te bly by God se waarheid. Want die ding is, daar gaan goed in kerke aan en weer eens as ek sê kerk praat ek vir ons, as kerk, ons mens, ons is die liggaam van Christus. En die ding is, ons moet bly by wat God ons geleer het. En weer eens wil ek nie sê, ander se opinies, jou opinie, wat 'n pastoor se opinie, of eers oor my opinie nie, maar oor God se opinie wat hierop geskryf staan. Hy sê maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus, tot sover. Ek wil net gou weer vir u dan uit die Amplified aanhaal 2 Timoteus 4 vers 3 en 4. Hy sê, for the time will come when people will not tolerate sound doctrine and accurate instruction that challenges them with God's truth. En weet jy maar, dit is wat gebeur in die woord. Wanneer jy God se woord bestudeer en jy lees die woord van die Here, dan word jy gekonfronteer deur die woord rakende sekere dinge in jou lewe. Maar die probleem is, die mens het gegaan en hulle wil God se woord kom verdraai, dat dit by hulle pas. En soos ek laas week gesê, daar is geen ander evangelie, behalwe die bloed-evangelie van Jesus Christus, en wat hier geskryf staan nie. En jy kan maar die skrif verdraai soos wat jy wil, hy sny soos wat die woord sê. En as jy die woord wil verdraai soos dit by jou pas, wil ek vir jou sê, met alle respect, good luck. Want dan kom 'n dag, waar jy van God moet gaan staan, en God gaan vir jou sê, maar daar staan geskrywe. En jy gaan nie vir God kan sê, maar Here, ek het dit nie so gesien nie. Want God se gees is getrou, en God se gees oortuig jou van wat hier binne staan. Hy sê, but wanting to have the ears tickled with something pleasing, they will accumulate for themselves many teachers, one after another, chosen to satisfy their own desires and to support the errors they hold, and will turn their ears away from the truth and will wander off into myths and man-made fictions and will accept the unacceptable. Nou ons gaan volgende hierdie reeks afsluit. En ek wil die laaste topik aanraak vanoggend en hier is een van die topics wat die mens se opinie die grootste is. Skrifte word aangehaal om hulle self te regverdig. Nie net een, daar's vele skrifte wat mense aan wil haal, daar's 2 algemenes, ek sal dit aanraak bietjie later in die boodskap. Maar soos ek vanoggend wil sê, en ek het net gesê, ek gaan dit maar weer sê, jy kan vanoggend ons almal gebeur mens, jy is geregtig op jou opinie. Maar God is ook geregtig op sy opinie. En volgens my is sy opinie die enigste wat wanneer dit kom by sy woord. Terwyl ek sit en wonder oor hierdie goed vanoggend, en wil hierdie week wat ek besig was, het ek vir myself gesê, ek gaan nie oor hierdie thema praat nie, want dit maak mense baie ongelukkig. Dit krap mense om, want mense sê, jy verstaan nie, maar daar staan nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat ongelukkig
gaan ons, soos ek nou weer gesê, we're gonna call a spade is man. Ons is nie om mense aan die gehoor te streel. En ek moet hieroor praat, want God het gesê ek moet hieroor praat. Ek kan nie anders nie. Ons het gepraat oor die kerk as geheel die laaste 2 weke oor wat in die kerk aangaan. En dinge wat in die kerk ingekom het, wat nie daar hoort nie. En dinge wat uit die kerk uitgehaal is, wat daar hoort. Want dit is wat in die kerk aangaan vandag. En ek dink, hierdie is een van die grootste probleme in die kerk vandag. En nou sê ek in die kerk, en as ek praat nou van die kerk, sê ek die kerk in geheel, maar ook as 'n individu. Want ons laat dinge toe, en ons wil dinge interpreteer uit die woorde, soos wat ons dit wil interpreteer, sodat dit vir jou gemaklik kan wees. En ongelukkig is dit so, baie maal wil ons onsself regverdig, ons ongeregtigheid deur die woorde verdraai. Die feit, wat een van die grootste issues vir my is raak in hierdie hele laaste 3 weke, is die feit dat in baie kerke die Heilige Gees nie meer toegelaat word om te beweeg. Ek het op die eerste week het ek gesê, want in my eie woorde, en as jy gaan kyk baie kerke, die geesing van die werk van die Heilige Gees word heeltemal gedenk. Tale praat en uitleg van tale, daar word amper heeltemal uitgeblus. En ek het gesê dat ons as mens het die Heilige Gees uit die kerk uitgedryf. En dit is hoe ek sê, die vyand het in die kerk ingekom en hy sit daar asof dit sy plek is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dit is nie sy plek nie. Dit is God se huis. En hier waar God geaanbid word, hoort hy nie te wees. Jy sien, die ding is, die probleem wat ek sien, wat ek gesê het oor die Heilige Gees, is die volgende, dat omrede die Heilige Gees nie toelaat te beweeg nie. Hoe gaan die Gees dan mense oortuig wat in die kerk sit, van die ongeregtigheid en wat die woord verplaat? Want daar word nie meer ruimte gemaak vir God se Gees om te beweeg. Die feit dat mense se opinie, God se opinie in die woord oorskry en oorskadu het. Want weer eens, soos ek gesê het, ons wil nie die mense offend nie, want ons is bang die mense hartlik weg. Want glo vir my, hier die thema's wat ek oor gepraat het, die oor gepraat laaste 3 weke, is presies dit waaroor jy 'n kerk mee kan leegbring. En ek gaan nou vanoggend, gaan ons praat, soos jy baie sensitieve thema by dit. Maar ons gaan vandag praat met drankgebruik by kinders van die Here. Want jy sien, in my opinie hoor dit nie by 'n kind van God. Jare terug is 'n jong seun, jy sal weet, wie ook al jarelang Pinkster sal weet. Toe ek 'n kind was my pa volslae alkoholist. En ek het my ma het aangehou bid. En aangehou bid. En een Sondag aand, ek kan onthou soos gister, staan ons in die kerk, my pa was een van die tipe mense wat wanneer die Heilige Gees begin vaardig raak om, hy het nie van het gehou nie, moet verstaan, hy was nie op 'n plek waar hy veronderstel was om te wees geestig nie. Hy was 'n volslae alkoholist. My ma hang in die kerk opsteek om Here te aanbid. Spat aan die skouer en die Here sê vir hy man, stop dit. Gedraai jou. En een aand, op 'n someravond, in Boksburg 3de straat, op die gister kerk, vul die Here met pa met die Heilige Gees. En die Here red sy siel. En hy sit nie sy lippe aan drank. Hy sy lippe nie. Bro, jy sou mens ek sê, as kind, jou pa, voor jou pa die Here gedien het, ja, was dit al 'n situasie waar die ouens drink en bekeer gaan. Maar wanneer jy waarlik tot bekering kom, dan onthou jy jouself van die goed. Jy drink nie.
Jy gaan nie in 'n bottelstoer in nie. Jy gaan nie eens in 'n kroeg in nie. As jy ook geen kroeg in beroep is, by die ander kant van die pad. Want jy hoort nie daar as kind van God nie. Want die Here het jou dan uit die moddersluit uitgeruk, uit jou gered, uit jou gevul met sy gees. Wat wil jy in daai plek gaan maak? Wat wil jy jouself terugvat na daai probleem toe? Mense het glad nie eens hulle lippe aan drank gesit nie. Ek praat van die mense wat ek geken het as 'n jong seun in die kerk. Jy het die Pinkstermense drankvoetels gekry nie. Mense was nie by dronkpartye gewees nie. Hulle het hulle vereenselwig met mense wat oor dieselfde goed saamgestem het. Drank was nie deel van ons lewens nie. Voor die week praat ek met iemand oor dit en weet jy dat daar is kerke wat by die nagmaal, ons gaan nou weer die tafel sit, dus ek sê, ek wil nie baie tyd in beslag probeer neem. Maar daar is kerke wat drank gee, alkoholiese wyn gee, vir nagmaal. Nou vraag ek myself die vraag af, nou wat maak ons nou? Hier kom 'n alkoholiste wat vir 4 jaar lank nigter is, homself onttrek het van die drank. Nou kom gee jy vir hom 'n potjie wyn om te drink by die nagmaal. En hy verval terug in die sonde, want jy gee nie goed vir hom om te drink. Ek het so'n bietjie gaan navorsing doen en ek wil so paar goed vir jou aanhaal en 'n bietjie feite gee volgende en ek gaan vir jou 'n paar dinge lees. I see the Church of England has ruled that alcohol-free wine cannot be used in Holy Communion. Cannot be used. As it violates ecclesiastical law. Dat is daar volgende regel wat hulle sê, a little communion wine alcohol, if a little communion wine alcohol offends you, please stay at home. Ek sal vir jullie goed gee. Jy sien, die hartseer is, die plek is 'n plek van aanbidding, die plek is 'n plek waar stikkende mense moet kom, om van God te hoor, om gered te word, om genesing te ontvang vir hulle gebrokenheid. Nou kom sit hy in die kerk, en jy wil vir hom sê, jy gaan vir hom drank gee, en sy gaan vir hom by die huis doen. Ek wil nie van die thema afgaan nie, maar jy sien, hierdie klas van goed het by die kerk ingesluit, toe die vernieuwing in die kerk begin inkom het. Want jy sien, ons het onsself altyd onthou van die goed. Die kerk het, as jy met 'n nuwe bekeerling praat, en ons praat oor drank, dan was die vraag gewoonlik gewees, pastoor, mag ek of mag ek nie drink nie? Nou word die vraag gevra, pastoor, hoeveel mag ek nou drink? En dan wat sê ons nie, net so lang nie te veel drink nie. Wie wat is die probleem met dit? Wanneer is te veel te veel? Want die oomblik as jy voel, ek het nou te veel gedrink, dan is het klaar te laat. Hoekom wil jy jouself blootstel aan goed wat jou in elk geval jou mind alter? En Vader, ek dank die Here wat hy my losgemaak van dit, maar ek was self dons en gedrink, verskriklik in my lewe. Maar jy sien, hier is die ding, wanneer die Seun van God jou vry maak van 'n ongeregtigheid, dan maak dit vir jou waarlik vry. Hy gaan dit nie halfpad doen nie. Maar jy sien, dit is mense opinie wat God se woord wil kom oorskadu. Daar's baie dinge wat ons oor kan praat. Maar jy sien, die ding is, hulle sê mos dat Scripture only prohibits drunkenness. Alcohol is nie sonde nie, maar dit is sonde om dronk te word. Weet jy wat, en as ek die woord gaan kyk, is daar niks in die woord goed met drank. Niks. Daar is 'n skrif wat in
ook in Timoteus aangehaal word, wat hulle sê, maar as jou maag nie ontsteld is, drink wyn, nie net water. Maar nou moet jy mooi onthou, as ons nou praat oor wyn, dan kry jy die Ou Testament, kry jy die woorde wat aangehaal word vir wyn. Ja, dit is die een, Tyros is die ander een. Tyros is suiwer polisant. Ja, dit is die gefermenteerde een. Maar ons wil hierdie goed vat om onsself te regverdig. Gaan drink maar net normaal dat hy besal. Gaan koop vir 2 liter diepie voet en drink dit oorgeweer. Maar jy sien, ek wil net bietjie wyn drink, want ek wil myself regverdig. En ons praat nie net van wyn, ons praat van sterk drank ook. Dit is 'n probleem, want mense wil hulle self regverdig. Jy sien maar, maar broer, just as long as you don't overdo it. Maar wie weet, baie mense se tolerance is anders. Een ou drink 1 bier, een ou drink 5 bier, een ou drink 2 kaste bier, voor hy op sy stasie kom. Die punt wat ek wil maak, is wat soek jy in elk geval met die groepe? Hoekom wil jy 'n systeem support, wat in elk geval mense vernietig? Weet jy, as jy gaan kyk na die statistiek in Suid-Afrika, rakende drank, is drank die grootste probleem. Oor gebroke huise, gebroke huwelike, vrouens wat stikkend geslaan is, adultery, al hierdie goeders, alles is deel van die goed. Maar broer, net nie te veel. As jy gaan kyk na hoe hulle teen drank adverteer, hoeveel advertensies het jy al gesien rondom drank, dan sê hulle vir jou, warning, alcohol is 'n addictive en al die goeders, die hele wêreld hier buite, sê vir jou hoe sleg is drank. Die hele wêreld, oral waar jy kyk op advertensies, gekyk op die bottels, hoekom kan jy nie vir 'n kind onder die ouderdom van 18 drank gee? Why not? Statistiek bewys, in Johannesburg het hulle 'n survey gedoen, dat 70% van skoolkinders, ek dink julle kan getuig daarvan, hulle was in onderwysstatistiek gewees, ek is seker, 70% van die hoërskoolkinders, as jy met hulle praat, sal hulle reg vir sê, ons was nie gedrink nie, ons was dronk. Ons praat van 7 uit 10 kinders. Dis 'n skande. Want jy sien, weet jy wat is die probleem? Ek word eintlik gisterand op my goed gesit het. Want weet wat gebeur? Kerk. Ek sê nie die kerk wil jou weg van drank en die goed, dat moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar weet wat, the gathering of the saints helps a lot with your life as a Christian. Maar wat het gebeur? Kerk begin opsioneel raak vir mense. En wat gebeur as kerk opsioneel raak vir jou? Then it eventually won't be a necessity for your children either. Because you're leading by example. In my eie lewe kan ek getuig daarvan toe ons dronk partye gehou het en te kere gaan het. Wat se image het ek vir my kinders oorgedra? Ek weet van my kinders wat se lewens uit mekaar uitval. Maar hoekom? Ek doen dat wat my ma en my pa gedoen het. Dis mos nie so erg nie. Nou word daar somme biertuine by die kerk gehou. Maar dit is wat gebeur. En ek verstaan dit nie. Want die woord sê reguit vir my hoe ons veronderstel is om te wees, wat hy van ons verwag. Dominee Bertus vir die kerk. Het in 2012 'n reeks wyne gemaak, wat hy noem Openbaring 6. En hy adverteer sy wyn met 'n kalfvrou op 'n berg. Want weet jy wat? Die kerk het verwêrelds. Mense laat goed in die kerk toe, wat nie veronderstel is om daar te wees nie.
En ek sê, die kerk praat van, glad nie meer van jy moet nie drink nie. Broer, moet net asseblief nie te veel drink nie. Die wêreld skree uit hoe sleg drank vir ons is. En die kerk wil beklei oor hoeveel jy moet drink. En hoeveel jy nie moet drink nie. Ek het laas week gesê, jare terug as jy by 'n kerk geloop het, waar jy is, maak nie saak wat se kerk het was nie, het jy geweet jy staan by 'n kerk by. Jy kon het hoor, jy kon het sien. Vandag kan jy het nie meer sien, daar jy kan nie onderscheid tref as een kerk nie. Want die kerk lyk net soos wêreld binne. Ek het nou hierdie goed, want ek hier so baie informasie, maar ek wil nou vir u lees. Statistiek. Most people are not aware that drinking any type of alcohol, even small amounts, increase cancer risk. Dit is kansa wat dit sê, maar nee, ek het. Alcohol or alcoholic beverages contain ethanol, a psychoactive and toxic substance that can cause dependence. Worldwide, around 2.6 million deaths were caused by alcohol consumption in 2019. Of these, 1.6 million deaths were from non-communicable diseases, 700,000 deaths were from injuries, and 300,000 deaths were from communicable diseases. Nou wil mense vir my sê, dis fine. Just don't overconsume. Alcohol interferes with the brain's communication pathways and can affect the way the brain looks and works. These disruptions can change mood and behavior and make it harder to think clearly and move with coordination. Hierdie is nog steeds goed om te doen. Daar's huwelike mense wat vasgevang is in abusive relationships as gevolg van drank. The risks and harms associated with drinking alcohol have been systematically evaluated over the years and well documented. The World Health Organization has now published a statement in the Lancet Public Health. When it comes to alcohol consumption, there is no safe amount that does not affect your health. Maar jy sien, die kerk wil nog steeds kom beklei oor Boeta, net nie te veel nie. Gaan kyk gerus na die statistieke omgee. Moet nie my woord vat vir die gaan kyk. Daar is 'n kenner wat sê dat dis baie veiliger om vir 'n persoon 'n gelaaide wapen in sy hand te sit, as wat dit is om hom 'n brandbrand in sy hand te gee. En ek is geneig om saam te stem. Want drank vernietig die mens. Drank breek jou af. Die vyand gebruik dit om jou mind te alter, sodat jy nie kan reg drink nie. Daar is soveel skrifte in die woord wat ons waarsku teen drank. Hoeveel huwelike lê op die rotse? Hoeveel kinders word mishandel as gevolg van drankmisbruik? Daar is soveel woord in die skrifte, verse in die woord, en ek gaan nou vir jou 'n paar aanhaal. Hier is 75 verse, wel 75 gedeeltes in die woord. Dis nie, daar is nog 200 ander op wat ek moet gebring het, maar daar is 75 skrifte wat jou waarsku oor drankgebruik, wat dit doen, wat is die opinie van God oor dit en hoekom nie. Hy sê, hier is op 'n interessante feit. There is more scripture objectively condemning the use of alcohol beverages than will be found on the subjects of lying, adultery, swearing, cheating, hypocrisy, pride, or even blasphemy. Maar ons wil dit goed maak. My vrou gaan vir die paar verse net lees en dan sal ons verder gaan. Ek geloof vas. Spreuke 20 vers 1 sê,
Die wyn is 'n spotter, en sterk drank 'n lawaaimaker. En elkeen wat daardeur dwelm draak, is nie wys nie. Spreuke 22 van vers 21 af, vers 21 sê, want 'n drinker en 'n praat sal arm word, en slaperigheid laat struikelende klere dra. Vers 29 sê hy, by wie is weer my, by wie is getwis, by wie is gekla, by wie is wonde sonder oorsaak, by wie is doofheid van oë. Vers 31, kyk nie na die wyn as dit rooiagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad na binne gly nie. Op die ek buig dit soos 'n slang en spuug uit soos 'n basilik. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek, en jy sal wees soos een wat in die hart van die see lê, soos een wat op die top van die maag van die mas lê. Verstaan mooi dat daar's niks goed wat hy dan laat doen. En weet jy wat, mense kan nou sê, ja, maar hulle praat nie van dronkenskap net so lank jy nie dronk word nie. Wanneer ek my hart vir God gee, dan word ek 'n disipel van Jesus, is dit reg? Wat doen disipels van Jesus Christus? Wat doen ons? Ons wil wens sien dat dit koninkryk. Wat maak dit jou? Jy is 'n tipiese aanklager. Want jy verwerk, jy is 'n disipel, jy werk. So, nou kan ons gaan kyk in Timoteus en die ander skrifte, wat die woord sê. Want die woord sê, jy moet jouself onthou van die gebroed. Die woord sê, jy moet dit nie doen nie. My vrou het nog gelees, alkoholiese drankies byt soos 'n slang, het steek soos 'n ander. Ja, maar jy moet dit verstaan. Net nie te veel nie. Weet jy wat, gaan vra enige alkoholis. Reem gerehabiliteer of nie gerehabiliteer. Waar het begin? By een stukkie. Enige verslaafde, waar het begin? By een ecstasy tablet, by een lyn coke, by een trek van 'n sigaret of van 'n zon. Dit is waar dit alles by begin. Hoekom wil jy jouself blootstel in die goed? Hoekom wil ons jouself regverdig in dit? Spreuke 23:34 sê, alkohol maak die drinker onstabiel. Wat as jy nou ons die tweede en die derde glas eet en dan is ons lekker, dan is ons loop dan nie, ons vloot. Alkohol maak die drinker ongevoelig vir pyn, sodat dit nie as waarskuwing beskou word nie. Alkohol is gewoontevormend. Konings, vorste en ander wat regeer en oordeel mag nie alkohol drink nie. Spreuke 31 vers 4 en 5. Alkohol verdraai goeie oordeel. Prediker 2:3. Die koning het alles probeer, uitsluitend bedwelmde drank, om te sien of dit bevredigend is. En dit het nie. Vir 'n oomblik, gaan kyk bietjie in jou lewe. As jy gaan sien die mense wat vasgevang is in drankmisbruik, gaan vra hoekom drink hulle. Doen of die is gaan Google bietjie. The reasons why people drink. Weet jy wat sê hulle vir jou? Because they want to forget. They want to get rid of the hurt. They want to just, they don't want to feel the pain. Dit is een van die mees gewoonste goed wat gekwoot word. Weet jy wat kind van God? Daar is die Heilige Gees se werk, nie drank se nie. Die Heilige Gees is die een wat jou vertroos. Die Heilige Gees is die een wat die gebroke hart jong maak, nie 'n bottel whisky nie.
Jy kan maar hoe hard drink, ek was daar, maar ek het myself probeer in 'n toestand indruk. Om wat? Om 'n narr van jouself te maak, 'n bespotting van jouself te maak. En guess what, môreoggend staan jy op, dan dink jy by jouself, Vader, as ek maar net geweet het, ek gaan so voel. And guess what? The problem is still there. Maar nou kom die woord van God en hy sê, bring your burdens to the Lord. And leave it there. En gewoon, just read me that. Verse, en ek wil het goed wees, dit is 5:11 en 12. Hy sê, wie hulle wat vroeg opstaan om te drink, en laat in die nag opbly om dronk te word. Hy sê, wie die kampioen drinkers en kundig is om drankies te meng. Want wat doen ons? As jy ons net so bietjie lekker voel, dan raak dit in ons lekker. Dan raak ons dom. Daar is niks goed in drank nie. Dis die saad van die Satan, maak die saad wat enige wat my sê nie. Ja, jy want to read it of Mark. Woe to those who rise early in the morning, that they may follow intoxicating drink, who continue up all night until wine inflames them, the harp and the strings, the tambourine and flute, and wine are in their feasts, but they do not regard the work of the Lord, nor consider the operation of his hands. Yeah. Woe to mighty men, woe to men mighty at drinking wine, woe to men valiant for mixing intoxicating drink, woe, who justify the wicked for a bribe, and take away justice from the righteous man. Therefore as the fire devours the stubble, and the flame consumes the chaff, so their root will be as rottenness, and their blossom will ascend like dust, because they have rejected the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Jesaja 19:14 sê, hy sê, dronkmans wankel in hulle braaksel. Hier is soveel skrifte, regtig, ek sal vir jy geen na die tyd, dan kan jy gerust daarna gaan kyk as jy wil. Almal wil hulle self regverdig. Weet jy dat in die 40 jaar die deur die woestyn, het die Here glad nie vir sy mense, of vir die peer die wyn gegee. Hoekom nie? Hoekom nie? Want God weet wat drank doen. Maar jy sien, ons wil onsself regverdig. Maar soos ek sê, die hartseer is, maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, hoe mooi ons dit wil verf nie. Enige probleem, enige alkoholis het begin met enige gasie dan. Die eerste sin. 1 Korintiërs 6:10 sê die volgende, hy sê, moenie dwaal nie. Geen oorreders, afgodsdieners, egbrekers, weddenstellinge, sodomiete, of diewe, of gierigaars, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar jy sien, mense gebruik hier die skrifte en sê, maar Jesus het dan water en wyn verander. Dan wil ek nog vir jou kom sê, wat Paulus sê, hy sê, dat jy moet nou nie net water drink as jou maag nou nie lekker is nie. Maar jy sien, soos ek gesê, in die Ou Testament word al 'n paar woorde gebruik vir die vrug van die wynstok, maar ek het al gesê, Theos is die een, en die ander ene is Jain, wat fermenteerde, want Theos beteken before fermentation, Jain beteken after fermentation. Maar nou, hier is die kruks nou, want ons lewe in die Nuwe Testamentiese tyd, nie? Daar is een woord wat beskryf word vir wyn in die Nuwe Testament, dat is in ons Grieks. En die woord daar is oikos. The Greek word for wine in Luke 7:33 is oikos, and can refer to two distinctly different types of juice, of grape, and unfermented juice, and number 2 is fermented and intoxicated wine. Jy sien, ons lees dat Jesus het water en wyn verander. Maar as ons dit nou lees, dan moet ons verstaan,
Ons moet dit lees met basiese Bybel en ekegese. Want daar is die woord oinos wat gebruik word, wat beteken verwyn en geformente. So hoe gaan jy nou weet wat se wyn gemaak was? As jy dit nou regtig so wil gaan kyk dan. Maar ons gebruik hierdie goed, dieselfde geld vir die gedeelte wat hulle gebruik, om hulle self te regverdig oor wat Paulus gesê. Want oinos is die woord wat gebruik word. So hoe wil jy nou gevolgtrekking maak? Ja, maar die Here het water en wyn verander, dit is 'n goeie wyn en al die wonderlike goed. Kan ek 'n vraag vra? Wat dink jy? Ek weet nie of ek iemand moet uitstel om die vraag te vra nie. Maar wat dink jy sal die vraag, die antwoord wees? As jy vir God bid en vra, Here, kan ek vandag die brandewyn drink? Wat dink jy gaan God se antwoord wees? Dankie. Here, kan ek vandag asseblief 'n strorampie geniet asseblief? Wat dink jy gaan die antwoord wees? Hoekom dink jy gaan die antwoord nee wees? Kan ek ook vra so, wie dink die antwoord gaan nee wees? So, hoekom dink jy gaan die antwoord nee wees? Want die Here weet wat drank doen. Dan gaan kyk ons na die wonderwerk wat plaasgevind het. Die klipkanne wat gebruik was, 6 klipkanne wat gebruik was, wat hulle gebruik wat eintlik om hulle hande te was. En Jesus het gesê, maak hulle vol tot bo toe. Hulle het dit volgemaak met water. Nou, een van daai containers is tussen 20 en 30 gallon. So die 6 van hulle, kom ons sê, gee enigiets tussen 120 en 180 gallon water. Dit gee jou 'n bedrag van 680 liter drank. Nou wil, en dit is Jerry Swaggart se seun het die volgende uitlating gemaak. En hy het gesê, dat jy moet iewers in jou lewe common sense gebruik, wanneer dit kom by die goed. Want dink jy nou vir een oomblik in jou lewe, dat die Here Jesus Christus gaan 680 liter drank maak en vir mense sê, party jy. Do you understand what you do that? As hy weet wat drank doen, as hy weet hoe sleg dit eintlik vir jou is. Maar jy sien, ons wil nie die klas van goed, ons wil nie die bietjie common sense in die dag nie. Ek kan nie dink oor my lewe dat Jesus al 680 liter wyn vir iemand gee en sê, wel nee, Jesus wil een paar hê nie. Wat se gemorsel aan die wees nie, as dit alkoholiese wyn is bygesê. Maar jy sien, daar is nog soveel wat ek wil sê, maar Efesiërs 5 vers 18 sê die volgende, moenie dronk word van wyn nie. Daar is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En ek wil vir lees, moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid. Nou as ons kyk na losbandigheid, dan is daar baie dinge wat ons kan aanraak wanneer dit bedoel. Ek het hoeveel keer in my lewe, toe ek in die sales industrie was, het ons kliënte uitgevat, op die golfbaan gegaan, gaan golf speel, en dan sit drinkpartytjies die een op die ander. Hoekom? Om besigheid te kry. Hoeveel mense gebruik drank om hulle uit te kry met 'n vrou? Nou wil jy vir my sê dat die Here gaan sê, dis fyn, as 'n onskuldige meisiekind, haar onskuldigheid verloor in jou jaar drank gegee. Maak ons akkoos daarna kyk nie. There's no good when it comes to that. Jy weet nie wat dit vir God.
drank hoort nie naby my te wees nie. Ek weet mense wil nie die goed nie, en dit trap mense om wanneer jy oor die goed praat. En ek wil vandag vir jou vra, as daar iets is wat ek dan gesê het, wat jy dan voel, ek klap jou om, of ek het jou ontstel, of jou te nagekom, wil ek asseblief vir jou vra, wie wat? Gaan bid en vra God om jou te antwoord. Want ek kan eerlikwaar vir jou sê, ek glo my grootste, hier waar ek staan, glo die God gaan vir jou sê, dit is reg om vir jou oor en ek ook te gelijk sê. Ek gaan kyk na die skrifte rondom drank. Ek gaan regtig, as jy wil, kan ek hierdie goed vir jy gee, ek sal op die groep gaan sit, dat jy dit kan gaan navorsing doen en self gaan kyk wat die woord sê rondom dit. Maar die ding is, mense wil die goed nie oor gepraat nie, want hoekom die mens word geconfronteer met Godse woord, hulle hou nie daarvan nie. Daar is regtig niks goed om die drank. En ek wil los by ons gedeelte, wat ek weer begin lees het vanoggend, waar jy begin het. Maar bly jy in wat jy geleer het. En waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God ingegee en nuttig, tot lering en tot weerlegging, tot teregwysing en onderwysing in die geregtigheid. As jou hart vir God sê, die Here red jou siel, then you sing a song, I'm a new creation, I'm a brand new man. You won't go devil back into your old ways. En dis hoekom ek sê, ware bekering is absoluut krities. Maar die ding is, dit gebeur nie so maklik nie. Maar die ding is, mense wil nie opgee dit wat eraan vasthou nie. And unfortunately, that type of belief or that type of thinking makes you think that you can go to heaven in a rocking chair, and it's not that easy. Want die woord leer my, Jesus Christus soek manne en vroue wat hom in opregtheid sal dien. Wat hom sal wegdraai van die ongeregtigheid af. Want die hele skrif is deur God ingegee. Dan sal baie sê, maar broer, jy moet dit in konteks lees. 100% lees dit in die konteks, dis reg. Maar jy sien, as ons nou in konteks wil praat, dan moet ons baie versigtig wees. Want as ek die woord lees en die woord, ek bid vir die Here oor 'n saak en die Here gee vir my iets in die Ou Testament, geef my 'n skrif en dit maak vir my sin. As die Here by die Israeliete gepraat het, dan praat die Here mos nie met jou nie. Want jy moet in die konteks lees waar dit geskryf staan. Maar die woord van God sê dat die hele skrif, nie die Ou Testament, die Nuwe Testament, cover to cover, die hele skrif is daar gegee tot lering en teregwysing. So as die goed jou omkrap, ek is regtig jammer oor, maar ek gaan nie voor God staan en om verskoning vra en sê, Here, sorry dat ek nie gesê wat U op water moes bring nie. Ek kan dit nie doen nie. En weer eens sê ek dit, ek is nie hier om enigiemand happy te probeer hou. As die Here my, ek wou nie, die Here weet, ek wou nie oor die goed praat nie, want ek weet dit kan mense om. Of wat jy nou kwaad maak, en of wat jy nou, weet jy wat, eendag sal jy voor die Here gaan staan en jy gaan nie kan sê, maar ek het nie geweet nie.